Vanmorgen wil ek vir julle iets wys, ouens. Ons gaan nou by die lekker gedeelte uitkom, want as julle dit vanmorgen kan verstaan, staan jy weer daar. Waar is jou Messi? Jy het ons kan, maar waar is jou kapie Messie wat jy gebring het? Jy was ons gister, ek kom met 'n mes kerk toe. Ek sny ons sommer, man. Ek sê man mense. Wil jy nog 'n moord sien? Terwyl ons oor die moordgedeelte is. Alright, ek vat so lank vir jou sak daar. Hier kom die gedeelte. Satan kom en hy trip God se mens. Hy lieg vir hom en deur ongehoorsaamheid begin Satan die baggage op die mens te laai. Moord, dood, ongeregtigheid, jaloesie, tweedrag, bitterheid, haat, alles wat sleg is, begin Satan op die mens te laai. Staan bietjie nader. Hang so lank 'n tou, maak jou eie geld tou daar bo in die dak was so lank. Ons sal jou spaar met daai ene. Die eerste een sê, daar's 'n Adam familie nou, en daar's 'n Christus familie. Daar's mense wat aan die Adam familie behoort, en daar's mense wat aan God se familie behoort. Daar's twee families, the Adam family and the Christ family. So nou is die twee groepe mense in die wêreld, net twee groepe. Die groep wat aan die kant lewe, wat die loon van sonde en ongeregtigheid op hulle eie skouers dra, en aan die ander kant is die groep wat by die kruis gekom het en redding vir hulle siele gevind het. Die Christus familie en die Adam familie. En iemand vandag in hierdie kerk, moet jy vanmôre keuse maak. Is ek nog onder die wet? Is ek nog onder die punishment van Satan? Is ek nog onder die oordeel? Is my familie nog onder die oordeel? Dra ek nog steeds aan my eie pakkie? Of het ek my pakkie vir Jesus Christus gegee, laat hy my pakkie vir my dra? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur die kruis het Jesus die vloek omgedraai in 'n seën. Hier by die kruis van Golgotha, wat die profeet geprofeteer het oor, hier het die wonderwerke plaasgevind by die Christus familie. So ons wat in Christus is, ons wat God ken, wat deel geword het van sy familie, hoef nou nie meer self in ons eie pakkies te dra nie. Ek wil nog iemand my kom help. Kom help iemand my nog. Ek wil iets anders vir julle nou demonstreer. Eyster, ek wil jy moet vir my hier demonstreer. Vat my van hierdie goed, né? Dan laai dit vir my in daai twee sakke wat daar lê. En ek wil vir iets demonstreer. Laai jy nog vir my 'n paar goed in daai sakke van jou, 'n paar klippe. Hierdie kant het jy 'n keuse. Wat hy nou doen hier is, hy laai, bring hulle 'n bietjie nader. Hy laai sy omstandighede op sy skouers. Pak jou sakke. Hy laai sy omstandighede op sy skouers. Hy behoort aan die Adam familie, want die Adam familie is die familie wat nog in die vlees lewe, want God sê, daar's vleeslike dinge en geestelike dinge. Ek wil sien wat my volgende teksvers daar. Die Adam familie dra baggage. Romeine 8 vers 5 sê, want dit wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die Adam familie is 'n groep mense wat sê, ons lewe nog aan die kant van die sonde moet ons self dra. Die sonde wat ons doen, moet ons self voorbetaal. Die sonde wat ons doen, gaan ons pak slaag gee. Hierdie familie van die Adam, want Adam was God geskape, die gees van God is in hom ingeblaas. Hy val deur Satan, wat deur ongehoorsaamheid, en dan vorm 'n groep mense tot vandag toe. Mense wat met God niks wil doen nie, is mense wat in die vleeslike kant lewe. Lees Galasiërs 5 vers 19 tot 20 tot 21. Ek wil lees julle Bybel net, maak vir my 'n bietjie oop. Ek wil vir julle gou lees hoe lyk die vleeslike wêreld. Maar en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, toornery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naëwerheid, tweedrag en partyskap. Jaloersbokkie, was
sal ons bly. Wat gebeur is, met die kruisdood van Jesus Christus, ek was ook die kant gewees, ek het ook my baggage gedra, maar met die kruisdood van Jesus Christus, wat die profeet Jesaja geprofeteer het, ons oortredinge was op hom gewees, die wet, waaronder die ouens gelewe het, Here, dis swaar, en dis nie lekker nie, en ons moet die pan self vat, en bla bla bla, en sonde, en ongeregtigheid, die vleeslike mens, kom jy die dag by die kruis, en jy sit jou goed neer, en sê, Here, vandag deel ek met my baggage, hy sê, deur my wonde, wat van die Adam familie se kant af kom het, hier was ongeregtigheid, dis my nuwe tong, ek gaan nou, pak so lank die ander sak, en mense loop vandag nog rond, met hierdie goed op hulle skouers, dis waarom Jesus gekom het, hy sê, ek sal my seun stuur, wie in hom glo, sal nie verlore moet gaan nie, as die seun jou vrygemaak het, vry van wat? Vry van sonde, vry van ongeregtigheid, vry van doodmaak, luister baie mooi, God het berou gemaak, en hy sê vir Noag, bou 'n groot skip, en vir 120 jaar preek Noag die evangelie, en net sy familie kom tot redding. Wie is hierdie ou pastoortjie wat 'n skip op droë grond bou, man, waar is hier 'n wolk in die lug nie? Vir 120 jaar, maar hoor wat sê Matteus 24, hy sê, net soos wat dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. Die mense sal uitgee, hulle sal aangaan, hulle sal hoer en remoer, hulle sal opbogger, en hulle sal te kere gaan doodmaak, want hulle verstaan nie die genade van my seun, Jesus Christus nie. Hulle is nog onder hierdie las van, die wêreldse sorge moet ek op my eie skouers dra. Maar toe die kruisdood van Jesus Christus kom, ons het nou goed gelees, dan kom jy en sê, Here, die dag toe ek U aanneem, toe gooi ek my sorges by die voete van die kruis van Jesus Christus neer en sê, Here, deel met my issues. Gaan jy langs die pad weer moeilikheid optel? Of course gaan dit gebeur. Of course gaan dit gebeur. Maar hierso, hang hom op. Sal ons kruis dit kan vat, moer daar in die middel, ons moet hom eweredig hang, Esther. Armies maar pap, want jy meer 'n vrou het nie. Wat eet jy nou? Ek sal skool as in myne, werk met klippe, pastoor. Nou wat? Wie sal my kan stil maak? Wie sal hierdie kant, wil julle jou nog stil maak? Hierdie kant sal vir jou sê, bly stil man, shut up, hou jou bek. Wie sal my gitaar se snaar kan breek? Wie sal my kan doodmaak? Wanneer? Wat kan hulle in jou doen? Wat kan hulle in jou doen as jy hier was? As my voete in dans los wil breek. Die koninkryk van God het gekom toe die seun gekom het en die kruis gebring het. Soek eers die koninkryk van God. Hy profeteer, die profeet, hy sê, hy's onherkenbaar vermink. Hy het die gestalte van 'n mens gehad nie, want hierdie kant het die sonde op die Adam geslag gekom. Dis waarom Kain vir Abel doodgeslaan het. Dis waarom die hele mensdom vol moord en sondes, want hierdie jaloers, tweedrag, twis, kwaadpraat, dronkenskap. Ek sê nie, jy moet by God gaan hoor wat ek praat van dronkenskap man, maar wat ek van praat, hierdie kant is jaloersheid, twis, tweedrag, en Jesus kom en hy sê, aan hierdie kant toe, dit aan God sy seun gestuur het. God het sy seun gestuur, hy sê, sodat ons sondes en ons geregtigheid, kyk hoe sukkel hy om sy ou bekkietjies te dra. Kyk hoe sukkel hy om sy ou pakkies te dra. En ek kan vir jou sê, laai nog, jy staan te lig daar, want die vyand sal jou laai. Die vyand sal jou laai met ongeregtigheid, tweedrag, want ons wil na die vlees dinge lewe. En God sê, ek is 'n gees, en die wat hom in gees en in waarheid aanbid, sal die koninkryk van God beerwe. Ek gaan nou vir julle wys wat gebeur hier by die kruis, maar ek wil vandag vir julle duidelikheid verstaan. Ons almal is gebore uit die adamitiese familie uit. Dis waarom die hele vleesmens, gaan nou hou julle Bybels vas, die vleesmens soek sonde. Die vlees is honger vir sonde. Die geesmens, en dis waarom ons gaan nou daaroor praat, dis waarom God sê, you must be born again. Jy moet wat? Jy moet weer. Ons gaan nou daaroor praat. Want die vleesmens wil moor, is jaloers, want dit kom uit die adamitiese familie uit. Tweedrag, haat, twis, alles gaan oor, want die vlees
die mens het sy heerskappy. Luister ouens, deur een mens het hy die heerskappy weggegee in die hande van Satan. En ons almal suffer oor een mens wat klok aangejaag het, suffer ons almal. Tel op! Satan! Jou werk, ek praat nie van jou nie, maar ek praat van die duiwel agter jou wat jou so laai, hoor. Nie van jou nie. Deur een mens se ongeregtigheid, ouens, kom, hy skop 'n man as hy swaar kry. Dis wat die duiwel doen. Maar ek wil iets demonstreer. Deur een mens se sonde. Maar wat eintlik gebeur is, hy sê, soek die koninkryk van my seun. Hy sê, word weergebore. Nicodemus kom in die nag na Jesus toe. Hy sê, Here, wat moet ek doen om die koninkryk in te gaan? Jesus is nou op aarde, hy het gekom om die wêreld te kom red. Johannes 3 vers 16. So lief het my God die wêreld gehad, het sy seun gestuur. Nicodemus kom in die nag. Hy sê, Here, wat moet ek doen? Hy sê, word weergebore. Hy sê, lê die ou mens af. Die weergebore is wanneer jy in jou gees God aanneem. Wat eintlik gebeur is, as jy weergebore word en jy kom na die kruis toe met wedergebore. Here, ek lê die ou sondige natuur af. En dan kom na die kruis toe, gebeur eintlik die volgende, stap hierdie kant toe, en jy kom by die kruis, kyk na die kruis toe, en jy kom staan by die kruis, en jy word weergebore, dan kom die Heilige Gees en doen eintlik die volgende. Dis wat eintlik gebeur. Here, ek bely my omstandighede, ek bely my sonde, die Heilige Gees sê, as jou sondes bely, God is getrou en regverdig om jou al jou sondes te vergewe. Dis gone. Hierdie ou daai sondes. Here, dit maak nie saak nie. Kom jy God soek, kom jy en sê, weet wat, nie hy my kind, solank jy by die kruis bly, haal ek die omstandighede in jou binneste uit. Dis wat God sê. Ek val het nie. Amen. Dit is meer, man. Dis wat God gekom het. Dis wat sy woord het gesê. Nou, hoef jy nie meer jou baggage, jou omstandighede wat by die kruis. God het in die kruis vir ons sondes. Die woord sê God sê aan die kruis van Golgotha het ek al julle sondes op my skouers gedra, man. Yes. Jy's vry. Ek maak jou vry. Hang hy sak op. Hang hom op daar. Hy sê nou by die kruis maak ek jou vry, my kind, en al jou ongeregtigheid, hoor hierso, al jou baggage, jou haat, daai jaloesie, daai anamitiese sondes, bring ek nou alles hierdie kant toe. God sê, my woord is kragtig en skerp, soos 'n tweesnydende swaard, soos 'n mes, en dit dring in alle murg en been, en ek sny die sonde van die eerste ou natuur, sny ek in jou binneste uit. God sê, ek gee vir jou 'n nuwe hart. Amen. Ek gee haar die hart van klip uit. En hier by die kruis van Golgotha. Maar wie wat maak ons? Ons kom by die kruis en hier staan ons by die kruis, waar die prys daar betaal is. Hier. Ja. En dan kom hy, dan sê hy verder, wat sê die Engelse Bybel verder daar? Bring die Afrikaanse Bybel ook, dan sê hy sê, maar vir hulle wat in die vlees wandel, is bedink vleeslike dinge. Hulle wat in die eerste Adam familie behandel, verdink jaloesie, tweedrag, twis, moord. Dis die Adam familie, die sondige natuur van die mens. Maar hulle wat Jesus Christus aanneem, hulle wat by die kruis uitkom, wat wedergebore word, Nicodemus sê, hy sê, Here, maar ek is 'n groot man, ek kan mos nie terugklim in my ma se. Here, hoe kan ek terugkom? Kyk hoe groot is ek. Hoe kom ek terug in my ma? Hy sê, nee, jy verstaan nie. Die wedergeboorte, jy gaan nie terug in jou ma nie. Jou gees word wedergebore. Jou gees word nou vernuwe. Ek verander jou hier, Nicodemus. En dis waarom ons volgende jaar of Desember lang, voordat jy die kerk gaan afsluit, gaan ons mense doop. En dan gaan we julle oor die doop praat. Doop beteken, ons begrawe die ou sondige natuurmens. En as jy in die water opkom, sê, Here, ek lê die ou sondige natuurmens af, en ek staan op, saam met Jesus Christus, en ek vas die ou, hierdie mens, hierdie adamitiese, sondige natuur, en sorry, ek het vanmôre vir jou bedklap, jy het nie gevra om daar te wees nie, ons is ongelukkig, maar nou net een keer daarin gedruk, en of jy daarvan hou of nie, sonde het gekom, en ons almal is met sonde belaai. Dis wat die woord van God sê, niemand is sonder sonde nie, hy wat sê hy sonder sonde is 'n leenaar, maar as jy by die kruis uitkom, en jy kom hierso, gebeur die volgende, as jy hier gelaai is,
En Satan kom by die kruis en hy wil jou laai met sonde. Dan val die goed. Maak vir ons 'n gat bo in Ester. Ons maak het vir laasweek ook gewys. Ouens, en dis waar die belangrikheid inkom. Nou het hierdie ouetjie by die kruis gekom. Hierso. Lê bietjie vir my op jou magtig. Die Bybel sê lê voor die kruis. Nee. Nie lê met jou knie op die klippe. Staan op die klippe. Staan hierso. As jy by die kruis bly, né? En jy Jesus Christus aangeneem het. Ons gaan nou daai vrugte van die Gees kyk. Wat gebeur as jy by die kruis kom? Wat maak God in jou lewe? Hierdie kan sê Galasiërs 5 vers 19, 20 en 21. Ek sê die volgende: jaloesie, tweedrag, moord, haat, nait. Ek sal my buurman uit die pad uitry. Ek sal my vrou se tande trek. Ek sal vloek, ek sal skel, ek sal breek, want jy is so gebore, dis in jou natuur. Dit is sonde, is daar, jy kan niks daaraan doen nie. Jesus sê, verkondig my evangelie sodat almal tot redding kom, sodat jy hierdie ou lewe kan los en kan oorkom kruis toe, want ek wil weer daai tekste van julle lees. Kom ons voor ons verder aangaan. Kom ons lees net gou vinnig daai tekste. Hy was verag hier aan die kruis. Hier was hy verag. Hier. Deur mense verstoot. Dieselfde wat geskreeu het. Hosanna aan die hoogste van die koning, toe met 'n donkie in Jerusalem ingery. Dieselfde wat gesê het, Hosanna aan die koning van die koning. Toe hy op voor Pilatus staan, toe skreeu die volk, kruisig hom! Kruisig hom! En dan laat die moordenaar vry. Deur mense is hy verag, deur mense is hy verstoot. Tog het hy ons lyding op die kruis van Golgotha. Daar sien julle die prentjie. Daar toe hy daar sterf op die kruis van Golgotha. Hierdie kruis, die ou ruwe kruis. Daar was 'n ou ruwe kruis op Golgotha. Toe is jy reeds op sy gedagtes, man. Want hy het gekom om daai sondige natuur wat jy nie meer kon deel nie uit jou uit te haal. Hy het gesê, ek doen iets nuuts, word wedergebore in jou gees. Maar tog is hy deur die mense verstoot. Hy het ons siektes op hom gedra. Oor ons oortreding is hy deurboor. Man, die kruisdood van Jesus was nie maklik nie. Die ander is met toue vasgemaak. Jesus is met spykers deur sy voete aan die kruis. Ons sondes. Waar het ons sonde begin? Deur ongehoorsaamheid by die Adamitiese geslag in die tuin. Daar is hy. Daar deur ons sondes. Die sondige natuur in ons kom hy terug. Hy sê ek stuur my seun sodat almal wat in hom glo nie daar hoef te bly nie, maar hiernatoe kan kom. Nie daai ou natuur van sonde dat jy hiernatoe kan kom, want hier is 'n nuwe ding. Hier doen ek 'n nuwe ding. Nou kom God se woord en hy sê die volgende, hou hy sak met toe van, hy sê hier by die kruis. Hy sê as die vyand jou kom laai by die kruis, gebeur al wat gebeur is die volgende. Want wie wat kom, jy gaan by die kruis sonde moet doen. Jy gaan as 'n kind van God sonde doen. Die wonderlik is die vloek gebeur die volgende. En ek het kwaad geraak en duiwel sê, sien jy, jy sê jy's 'n kind van God. Lekker, hier kom jou sonde. Gebeur dit. Val jou Satan. Hier kom hy weer. Jy het kwaad geraak en jy het gesond. Hy sê, daar's die vergifnis. En dit kom. Die een na die ander. En Satan wil jou laai. En Satan sê, vat. Here, vergewe my. Ek het 'n fout gemaak. Vergewe my. Die Here sê, my kind, niks. Hy kan nie. Want jy is by die kruis. Ouens, deur die kruisdood van my seun het daar vir jou verlossing. Maar wie wat maak ons baie maal? Ons vat dit en ons gooi hom weg hier. Né? En ons sê, ag, weet jy wat? Here, daar is jou sakkie. Here, weet jy? Sleep hom so op. Sal hom daai kan jy sleep hom saam. Sê Here, want wie wat gebeur? En dan hou hy ons vas. Hy sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan. Wat beteken dit? Hy wat by God uitkom. Wat sy sondige ou menslike natuur afgelê het en by God uitkom. En omdraai en terugkyk waarna toe. Terugkyk na die ou mens toe. Is soos 'n hond wat teruggaan na sy eie. Kerk, dit klink dalk hard wat ek vanmôre vir julle sê. As jy hier gekom het, hier's mense vanmôre in die kerk
Jy voel jy wil terugdraai, maar jy sal nie kan terugdraai nie, want dit wat jy hier geproot, dit wat jy hier gesmaak het op die kruis van Golgotha, weet jy, sal jy nie daai kan kry nie, want hier is vir jou verlossing, hier is vir jou redding, hier is vir jou, die krag is hier. Maar nou kom hy en sê, hy wat omdraai en teruggaan. Mense sê, ek is moeg, ek kan nie hierdie bak, jy hoef nie die bak hier te dra nie. Hier het Jesus klaar, die kans gevat man. Jy kan net sê, ek is vry om te maak wat ek wil. God het my vrygekoop, want Satan jy kan my laai, maar my sak onder is stikkend. Die Heilige Gees het my vrygemaak. Sê 1 Petrus 8 vers 9, hy sê, ons is losgekoop. Christus kom hier so, losgekoop, beteken die volgende, ek weet jy genoeg krag het, die draai om, as ek jou vashou Christus, move Christus, move, jy sal net my hand uitkom, jy het dit maar van my, gaan, jy sal nie, jy sien, dit is, maar God so sê, my bloed het jou losgekoop man, I can feel it down inside. We're gonna. I was dead, now I'm alive. Ek staan nie op Serabi Lodge. Hierdie plek het regtig 'n geskiedkundige iets aan hom. Ons het in 2008 is die geboorte van ons Northwest Bikers Church hier by Serabi begin. En hier het wonderlike dinge gebeur. Hier het ons hulle harte vir die Here gegee en nou beplan ons weer die naweek van die 1 Desember beplan ons 'n mini God rally fees hierso. Hier gaan stalletjies wees, hier gaan uitstallers wees, hier gaan 'n feesatmosfeer wees. Ons is hier tussen Potchefstroom en Klerksdorp op die N12 en asseblief kom gerus vir die naweek, bring jou tent, kom staan op, dit gaan 10 minimale, jy gaan nou die kostes sien, 10 minimale kostes, bring die kinders saam, hier is 'n swembad, ons gaan sing, ons gaan fees vier, hier by Serabi, die naweek van Desember maand, en kom gerus, en maak hierdie naweek 'n naweek vir jou en jou familie, bring jou karavan, bring jou tente, kom kamp, en maak dit 'n fees naweek in die Here. Ons sê vir die baie dankie. Maak jouself gereed vir 'n groot fees in die Here.